Die Oualbides Brahman groep het vandag hier by die Warmbad Veemark hulle jaarlikse versveiling aangebied. Ons gesels nou met van die verkopers wat aan hierdie veiling deelgeneem het. Vandag was die Oualbides se derde versveiling gewees. Die van die lotte het maar moeilik begin en goed, maar dit het op dreef gekom en goed en ons is dankbaar dat dit die stoetgedeelte eintlik goed gedoen het. Ons presentasieverkope was vandag baie goed gewees. Soos ek sê, ons het 4 lotte self hier gehad en goed en ons is in die bevoordeelde posisie dat ons lot 47 50.000 vir 'n vers en 'n kalf. Ek is baie dankbaar daaroor. Dis 'n besonderse vers wat geteel is uit die Bos 2 en 6 lyne uit aan die pa se kant en aan die ma se kant is hy geteel uit Tokka Mansou. So ons is baie dankbaar. Die koper wat vandag ons ondersteun het en goed het die lot 47 gekoop, soos ek gesê het vir 50.000 waarvoor ons baie dankbaar is. Die koper is Mandla São Paulo. Mandla, hulle boer ook in die omgewing hier by Nylstroom, maar goed nie ver hiervan af nie. En Mandla se boerdery is J Africa boerdery. Hy is ook 'n goeie ondersteuner van die Oualbides veiling, maar vir ons baie dankie sê. Hy het verskeie lotte vandag gekoop. En ja, ons wens hom sterkte toe met hierdie vers en die kalf. Ons weet dat dit sal goed doen en goed. En ja, ons is dankbaar dat ons hom kan help in sy teeling en goed en ons help hom graag in terme van raad en goed rondom hierdie teeling, maar hy het wat ons aanbetref 'n goeie doel. En sy het uit die aard van die saak voldoen sy aan al die minimum vereistes wat die vereniging daar stel en goed. En sy is dan ook die kalf, verskalf wat saam met haar verkoop is 'n besonderse verskalf. Ons het verlede jaar 'n bil op hierdie veiling verkoop. Dit was 'n CRE 2122, 'n goue Marita-bil. En sy het gekalf van daai bil en die versie is nou so 3 weke oud wat saam in hierdie lot is. So ons is baie opgewonde en sien uit hoe vorder hulle verder word. They're hardy, they've got a reputation for being a little bit rougher than others with more aggressive temperament, but we found the complete opposite, very kind natured, and we like the look of them. They're known as white gold, so let's hope they produce like it. He's got a very good posture I like. He's nice and heavy set, which will put a lot of weight onto my cattle and calves, future calves, which is going to increase the value of them. So I liked his whole stance and the way he looked and everything, and DNS have been breeding Brahman for a long time and I know them quite well and I know their quality is exceptional. So why would you go for anything else? Brahman is 'n unieke besonderse beesras. In die ou tyd het baie mense na hom verwys as 'n wilde bees, wat hy toe nou glad nie is nie. Hy's sag, hy het 'n pragtige temperament, hy's baie maklik om mee te werk. Goeie vleisbees, baie goeie moederlike eienskappe. Bulle toon baie sterk op alle gebiede, goeie veldbeeste. Dis 'n bees wat kan aan enigiets wy. Hy's nie 'n pikkie eter soos hulle sou sê nie. Hy eet van 'n blaar tot 'n gras. So in geharde omstandighede soos die Bosveld is dit 'n uitstekende ras om mee te kan teel. Wat vir my op die plaas as die topbul voorkom, mag op die dag van die veiling nie. Ons lê baie sterk klem op goeie balans, goeie voete, mooi skede, hoewe moet gesond wees. Temperament is uitsonderlik belangrik. Mens wil nie teen 'n Brahmaanse geen gaan deur sy temperament van beskerming uit te teel nie, maar mens wil met hom kan werk. Wig is belangrik. Daai bul het in totaliteit het hy al die boksies vir ons getik wat gemaak het dat ons graag sy genetika en sy bloedlyn wil herinvesteer in die mark en hom beskikbaar stel aan potensiële ander kopers.
Volgende fantastiese veiling is die Oktober maand veiling. Laaste naweek in Oktober, jy kan dit nie mis nie. Dis mooier as mooi. Daar's vroulike diere, daar's bulle. Die mark is so vol en so lewendig in afwagting vir juis Brahmane. Ek dink iets wat vir my besonderlik uitgestaan het vandag, is die geweldige sterk koopkrag wat daar oor alle spektrums van die Brahmane se kopersmark begin uitkom het. Dit is nie meer tradisionele boeremark nie. Die Brahmane is geliefd en hulle is besig om die wêreld in te gaan. Veral wit Brahmane is gesog.